Aluma Capital, altyd aan die groei. Ons is selfs môre met Daan Potgieter van die Afrikaanse Taalraad. Ons praat bietjie oor wat die ATR, Afrikaanse Taalraad is, en ons selfs bietjie oor Afrikaanse Dag. Goeiemôre Daan. Goeiemôre julle, gaan dit goed? Dit gaan baie goed. Dis 'n voorreg om jou hier te hê vanmôre. Dit is altyd lekker om hier te wees, dankie. Vertel vir ons bietjie die Afrikaanse Taalraad. Daar's baie mense daar buite wat nie bewus is van die Afrikaanse Taalraad nie of nie weet wat dit is nie. Wat doen julle? Waar sal ek begin? Kom ons begin by die begin. Ons is 'n konfederale liggaam wat volgens artikel 185 van die Grondwet die reg het en gestig is. En ons is ook geregistreer by die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte vir Taal, Godsdiens en Kultuurgemeenskappe. So ons is 'n organisasie wat nie noodwendig betrokke is by projekte nie. So 35 lidorganisasies en ons verteenwoordig so 5.000 of 500.000 Afrikaanssprekende mense. So wat ons doen is om met samewerking, met sinergie, met koördinering en netwerkskepping te kyk na die Afrikaanse landskap. En daar waar daar 'n probleem is of daar waar daar ondersteuning nodig is, deel van die netwerk te gebruik om dan daai probleme aan te spreek. So ons is so van 2008 af is ons in kom ons sê maar 'n bedryf na so 5 jaar lange konsultasieproses waar die destydse heethoofde en die taalbulle die land deurkruis het, gesprek gevoer het met die Afrikaanse gemeenskap en Afrikaanssprekendes en uit dit uit is die ATR toe 24 Mei 2008 in Wellington in die Goodnow saal gestig. So dit is 'n geskiedkundige tydperk in die geskiedenis van Afrikaans. Wat is julle doelwitte en hoe gaan julle ook te werk om Afrikaans te bevorder? Ons doelwitte is spesifiek gerig daarop om te sê ons het 'n horisontale maar ook 'n vertikale as waarop ons wil funksioneer. Op die horisontale as praat ons van onderwys, gemeenskappe, gesinne en dan op die vertikale as praat ons van owerheidsbetrokkenheid. Om met owerhede in gesprek te tree rondom die regte en die plek van Afrikaans in gemeenskappe. Verder wil ons graag praat oor taalnavorsing, taalbeplanning, saam met ons lidorganisasies. So daar's heelwat lidorganisasies wat dan saam met ons gereeld gesprek voer rondom wat is dit wat Afrikaans nodig het. En ons is nasionaal en internasionaal vir alle Afrikaanssprekende mense 'n organisasie om die taal te beskerm, te koester, uit te bou. Jy praat jy verwys na as daar 'n probleem is dan help julle deur koördinasie en netwerkproses om probleme op te los. Wat 'n tipe probleme sal 'n mens dan in Afrikaans kry oor die taal spesifiek? Dit verskil. Byvoorbeeld die kommunikasietaal in 'n bepaalde departement. Dit is 'n Afrikaanse gemeenskap, argumente onthaalwe in die Noord-Kaap en dan sê agterkom alle kommunikasie van 'n departement vind net in Engels plaas. En die mense daar is suiwer Afrikaans. Ja. So daar is gesprek nodig om te sê maak seker dat jy ook Afrikaans in daai gemeenskap gebruik. En dit is een van die drukpunte byvoorbeeld om die bewustheid van Afrikaans en die waarde van Afrikaans ook in 'n gemeenskap en ook onder owerhede se aandag te bring. Ja. Watter tipe organisasies kan by julle aansluit en hoe sluit mense aan? Enige organisasie wat 'n liefde het vir die taal en wat die passie het om die taal te help ontwikkel en te beskerm. En natuurlik die ou www Afrikaanse Taalraad.co.za. Dan is jy gemaklik. Daar's genoeg aanwysings om jou uiteindelik op die plek te bring waar jy wil wees. Afrikaans beteken vir baie mense soveel verskillende dinge. Afrikaans kan vir 'n sekere gemeenskap iets negatief beteken, vir 'n ander gemeenskap is dit hulle absolute hart en bloed. Wat beteken Afrikaans vir jou persoonlik? Waar lê haar plek? Kyk, dis deel van my DNS. Ek kan dit nie uit my uitkry nie. Ek ben Afrikaanse moedertaal. Dit is hoekom dit my moedertaal is. Dit beteken dit vir my. Ek meen dit is deel van my karakter. Dit is deel van wie ek is. En dit is wat so belangrik is van taal. Want hoe ons ook met mekaar Afrikaans praat. En ons praat nie almal dieselfde Afrikaans nie. Nee. Maar ons verstaan mekaar en ons het 'n liefde vir die taal. En dit is wat die taal vir my beteken. Dit bind mense ook saam. Dit is nie meer 'n taal wat mense van mekaar vervreem nie. Daar's 'n kohesie in Afrikaans waar ons
of ek in die Noord-Kaap was soos 3 weke gelede en of ek nou hier in Pretoria van ma en pa en strandhuis hoor of wat al daai tipe van dinge en of ek dit waar ek en ek is gemaklik. En dit is omdat my taal so 'n veelsidigheid in hom het en so 'n ryke taal is ek trots op my taal. Hoe moeilik is dit om daai verskillende dialekte in Afrikaans almal te vereenselwig met mekaar sonder om elkeen se identiteit te verloor? Want daar's tog 'n uniekheid in elke dialek van Afrikaans. Dit maak dit ontsettend spesiaal. Daar kom jy by jou antwoord is eintlik dis omdat dit so spesiaal is. Omdat ons mekaar ag en omdat ons mekaar kan verstaan. En daar's 'n waarde van die taal in enige dialek. As jy gaan lees Breitenbach en dan kan jy sien weet jy daar's soveel ander skepings in Afrikaans wat jou hart roer. Maar dis nie noodwendig in die kom ons sê die standaard Afrikaans of in die ek weet nie eens meer watter taal. Wat is Ja. bestaan daar nog 'n standaard Afrikaans? Ja, daar bestaan nog 'n standaard Afrikaans en is tog belangrik dat daar 'n standaard vir 'n taal is. Enige taal het 'n standaard. Maar dit wil nie sê dat daai standaard die enigste en die mees korrekte ding en die mees aanvaarbare is nie. Ja. Dis reg, dit het 'n plek. Maar net so is daar 'n plek vir ander taal of dialekte in die taal. Griekwa-Afrikaans, Oranje rivier Afrikaans. So ons klomp Afrikaanse dialekte wat 'n rykheid gee aan die taal. En dis wat vir my lekker is om te sê ek is Afrikaans. Dink jy mens moet kies tussen Afrikaans of Engels? Baie mense gaan praat die een of die ander. Dink jy daar moet 'n keuse wees? Seriously, Jennifer. Ja, vra weer. Ek dink belangrik dat wat vir my so wonderlik is, as jy in Europa of in die VSA is as Afrikaans sprekende, dan kan hy mense nie glo ons praat mekaar Afrikaans, maar jy kan met hulle suiwer Engels praat. Ja. En dit is die belangrikheid daarvan, dat die veeltaligheid van Afrikaanse mense is merkwaardig. Want daar's ook Afrikaanstaliges wat 'n derde en selfs 'n vierde taal magtig is. So dit is belangrik, maar hou by jou moedertaal. En Afrikaans jou moedertaal is, bly daarby, want dit is die waarde en dis die vormingswaarde van jou akademiese, tot jou karakter word gevorm daardeur. Maar moenie Engels nalat nie. Want uiteindelik moet ons Engels ook kan praat vir meer as net selfverdediging. Internasionaal veeltalig wees. Presies, ja. Maar Afrikaans is die taal wat jou moeder in jou oor gefluister het, die eerste keer. Maar as jy 'n boodskap vir Afrikaanse sprekende mense het op hierdie stadium, wat sou jou boodskap wees? My boodskap is wees trots op Afrikaans. Jy kan met reg trots wees op Afrikaans. Ek dink dis een van die tale, een van die jongste tale in die wêreld wat as akademiese taal, as 'n wetenskaptaal, 'n regstaal, 'n godsdiensttaal, noem dit, as taal ontwikkel het. So met reg kan jy trots wees daarop. Moenie die taal versaak nie. Praat die taal, dra die taal oor na jou kinders toe. Lees vir hulle in Afrikaans, vertel stories in Afrikaans, want jy kan enige ding in Afrikaans doen. Absoluut. En doen dit net. Doen dit net. Baie dankie Dan. Dis lekker met te gesels en is lekker om die Baie passie dankie. vir die taal by jou. Dis lekker, dankie julle. Nou ja, daar's dit. Dan Potgieter, hy is die voorsitter van die Afrikaanse Taalraad. En dis lekker om 'n bietjie te praat oor Afrikaans in al sy forme, want die taal wat jy praat, die Afrikaans wat jy praat, is ook Afrikaans.